Môre broers en susters, daar is net die een afkondiging waarvan ons weet, ek hoop nie daar is ander dringende sake nie, daar sal Kersdag sal daar om 9 uur hier 'n diens wees, en dan volgende week se kollektes is vir die diakonale kas en evangelisasie, vandag sinne diakonale kas en vir die emeritaatsfonds. Die emeritaatsfonds is 'n weduwee en wesefonds van die kerk. Ons weet dat die fonds soms sukkel om by te hou, so ons vra maar ook daarvoor die hulp. Ons gaan vooraf sing, die Heiland is gebore, dit is lied 339, vers 1 en vers 2. Ons sal vandag ook by die prediking stil staan by die naam Immanuel, wat aan Christus voorspel is voor sy geboorte, en dan ook dat hy ons verlosser is. Ons hoop is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir u en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons sing nou uit lofpsalm. Ons loof ook hier die Here God vir sy verlossing. Psalm 107 vers 1, 2 en 7, die Tosius beruiming. Amen.
Nadat ons geloof bely het, sing ons oor die heiligheid van die Here wat ons ook bely. Lied 169, die eerste en die tweede verse. Kom ons bely saam met gelowiges dwars oor die wêreld en reeds vanaf die 4de eeu hierdie belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die dood, van die hel tot die dood toe deurgaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Ons hou vanoggend aan die voor die eerste 5 van die 10 gebooie, soos ons dit in die Bybel opgeteken vind in verskillende verse. Ons sal dan die laaste 5 gebooie by 'n later geleentheid na kyk. Ek lees eers uit Jesaja 45 vers 21 en 22, dit is die eerste gebod. Wie het wat nou gebeur lankal aangekondig? Wie het al tevore gesê wat sal gebeur? Is dit nie ek, die Here nie? Daar is buiten my geen God nie. Net ek is 'n God wat regverdig is en red. Voor my sal elke knie buig. In my naam sal elke tong 'n eed aflê. Die tweede gebod, Jesaja 45. Hier is die kontras tussen gode wat mense moet dra en ons wat deur die Here gedra word. Julle gode wat deur julle rondgedra is, word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir moe diere. U kan die spot hierin hoor. Dit is klaar met julle gode. Hulle het ineengestort. Luister na my nageslag van Jakob, julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af.
ook in julle ouderdom is ek die Here. Tot in die grysheid sal ek julle dra. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Die derde gebod oor die eedswering. As jy jou wil bekeer, Israel, moet jy jou tot my bekeer, wanneer jy 'n eed aflê en sê, so seker as die Here leef, moet dit in waarheid wees. Die vierde gebod is daar nie 'n spesifieke gedeelte wat dit duidelik uitbring nie, maar 'n gehoorsaamheid aan die gebod om 'n rusdag te vier, weet ons, het die disippels na Jesus se opstanding op die Sondag, dit is die eerste dag van die week, byeengekom. Die Heilige Gees is op Pinksterdag, ook 'n Sondag, uitgestort. En daarna weet ons hoe dat die gemeentes voortgegaan het om hierdie tradisie te hou om op 'n Sondag, die eerste dag van die week, te vergader. Volgens Hebreërs 10 weet ons ook, mag ons nie die onderlinge byeenkoms op hierdie dag verwaarloos nie. En dan die vyfde gebod, wat ons in Efesiërs 6 vind, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. Want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot in die tug en vermaning soos die Here dit wil. Ons behandel net hierdie 5 gebooie. Ons sing nou saam ook 'n skuldbelydenis, en dit is 'n belydenis dat ons die wet van God oortree. Skrifbreining 9:1, die 10de en die 11de verse. Ons kom nou in gebed voor die troon van die Here saam. Vader, ons het pas bely dat ons so gedurig u gebooie oortree. Ons meet ons so dikwels aan die wêreld, en dan wil ons onsself beter beskou as baie ander mense. Maar gemeet aan die onkreukbare maatstaf wat u vir ons lewens stel, wie kan voor u bly staan? Wie durf waag om te sê, ek is beter as 'n ander mens? Ons bely, Here, dat ons maar net 'n klein beginsel van gehoorsaamheid het, dat ons die Heilige Gees so dikwels in ons lewens bedroef, en dit terwyl u ons wil lei
om 'n voller, vreugdevoller lewe in U diens te kan lei. Maar so baie keer moet ons bely, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Maar die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. As 'n man soos Paulus, wat soveel oorgehad het vir U in die evangelie, dat hy bereid was om te sterwe vir daardie belydenis van hom. As hy dit kon sê, wat van ons, Here? Ons wat maar 'n klein beginsel van gehoorsaamheid het. Ons wil juis ook, as ons aan Paulus se martelaarskap dink, wil ons bid vir hulle wat ook staande bly en moet bly in baie lande, waar die berigte al hoe meer tot ons kom, hoe dat mense gedood word ter wille van hulle geloof. Hoe dat hulle die keuse gestel moet word om 'n ander godsdiens aan te hang of onthoof of gedood te word. Gee dat ons sal waardeer wat ons het, Here, dat ons U vrylik kan aanbid ook hier vandag en in ons land, waar daar vandag op baie plekke steeds die evangelie uitklink vir mense om te hoor, sommige met verharde harte, maar U Gees kan verandering bring. Ander wat miskien mismoedig geword het, wat wel gelowig is, maar vir wie die swaar kry van die lewe begin onderkry. Staan U by hulle, Here, en help hulle ook deur ons, wat U as U ambassadeurs op hierdie aarde geplaas het. Gee dat ons nooit sal vergeet waarom U ons verlos het nie, om van ons bruikbare instrumente in U koninkryk te maak. Ons vra, Here, dat U nou ook U woord aan ons harte sal seën, wat ons ook wil voorberei vir die herinnering aan die koms van ons Here Jesus Christus. Hy wat bereid was om alles agter te laat, om hier op 'n gebroke aarde te woon, te leef, en om die boodskap van die blye evangelie te bly verkondig, al was daar so baie wat nie wou luister nie, wat homself aan 'n kruis laat spyker het. Ons vra U, Here, open U woord en open ons harte, dat ons U woord sal hoor en dit toepas elke dag. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou lees uit die woord van die Here en die tema van ons prediking, God met ons deur Jesus Christus, en dit kom uit in die naam Immanuel. Ons lees uit Matteus 1 van vers 18 af, waar Jesus se geboorte aangekondig word en hy dan ook gebore word. Dit volg net na die geslagsregister van ons Here Jesus. Ons sal net kortliks daarna ook verwys in die prediking. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Ja, vir die kinders of andere, dis op bladsy 6 in die Nuwe Testament. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit geblyk dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek.
Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Ons teksverse lees ek ietwat omgekeerd, eers vers 23. Die belofte, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. En dan vers 21. Dis Maria, sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Elkeen van ons ervaar en ken seker een of ander vorm van eensaamheid. 'n Dierbare wat sterf, 'n liefdesverhouding wat sneuwel, 'n huwelik selfs wat verbrokkel, of ons kinders wat sê, my ouers het nie tyd vir my nie, hulle gee nie meer om nie, of daar's mense wat my seermaak, ek is alleen, ek het niemand wat my kan bystaan nie. En nou hoor ons dit ook gedurig dat Kersfees val ook nou in 'n tyd wat families saam is, en daar's baie vreugde, en dan hoor jy van mense wat geen vreugde daarin het nie, want hulle is alleen, hulle het niemand wat vir hulle omgee nie. By die koningskinderskamp het die mense wat daarmee besig is ook te doen met kinders wat uit sulke huise uitkom. Hoe troos 'n mens iemand wat hierdie menslike eensaamheid so geweldig belewe? Daar's niemand wat my probleme verstaan nie. Niemand wat vir my omgee nie. En nou sê die naam Immanuel juis vir ons dat Jesus by hierdie basislyn van ons menslike bestaan wil kom staan en 'n ander perspektief daarop gee. Want baie mense het ook hierdie teleurstelling van ek is alleen, niemand gee om nie, en dan probeer hulle op allerlei wyse om daarvoor te vergoed. Ek het onlangs met oud gevangenes ook gesels en dis opmerklik hoeveel keer 'n geweldige teleurstelling in hulle lewe veroorsaak dat hulle die skewe maatstawwe van die wêreld gaan begin gebruik om vir mense te wys, maar ek is nie so sleg soos my pa of my ma dink nie, of ek het nie ouers wat my kan dra en versorg nie, ek sal vir julle wys, ek sal die man wees. En dan probeer hulle dit doen in hulle eie krag. En sonder dat hulle weet wat Jesus vir ons hier in ons teksgedeelte, die profesie sê, Christus is Immanuel vir elke mens. Die eensame, die mens wat probeer om homself op te hef, of wat dink hy is selfs die kat se snor en hy's beter as alle mense. Jesus kom by hierdie, sê ons, basis van ons bestaan, en hy sê, hy is Immanuel, wat elke dag by ons is, en wat nooit
vir jou eensaam sal agterlaat nie. Jesus verwoord eintlik die Vader se liefde wat vlees word wanneer Jesus gebore word. En as ons dan sê Immanuel beteken God met ons, wie is die ons? U kan maar lees Johannes 1, 'n donker wêreld wat nie Jesus wou hê hier nie, wat in sy sonde voortploeter. En dis die ons, elkeen van ons wat ook ons sonde ken, wat ons self ken. Dis die ons na wie toe Christus kom. Sondaar mense, en dit sien ons ook in sy optrede soos ons net nou sal wys. En wie is God met ons? Hy is die een wat die skepper is. Jesus was by die skepping. Hy het mede geskape. Hy het alles besit. Hy het die hele wêreld gemaak. En hy kom om hier by ons as 'n klein nederige baba gebore te word en nog baie vernedering en verguising en selfs 'n kruis te kom ervaar. Dis die wonderwerk wat aan Maria verkondig word as daar gesê word, hy sal Immanuel wees. Hy is die een wat die mense wat ver en eensaam en verlate voel na God toe gaan bring. Jesus sê ons is buite-egtelike kinders, ons is kinders van die Satan, maar die Vader neem ons aan. Maar nou weet ons dat die duiwel dit ook nie wou verdra dat Jesus dit doen nie. Hy wou Jesus wegtrek van sy roeping daar in die woestyn waar hy hom versoek het. Hy het deur die Fariseërs die een struikelblok na die ander in die pad van die Here Jesus geplaas. Hy het selfs vir Petrus gebruik om vir Jesus te sê, maar u moenie die heerlikheid verlaat. Hy wou nie dat Jesus die kruispad loop nie. Vir sulke mense wat selfs teen hom is, kom Jesus en hy wil hulle Immanuel wees. Hy kom om tot in die verskriklikste konsekwensies van ons eie sonde nog altyd daar te wees. Vir die eensames, vir die verstotelinge, vir mense wat deur niemand eintlik geag word nie, groot en klein, begaaf of onbegaaf, belangrik of ergens in 'n hoekie weggestoot en gespot en geboelie dalk op skool. As ons in Jesus glo, sê hy, is hy by ons. By die onbeduidendste menslik gesproke. Want ons kan mos so maklik mense in kategorieë plaas. Ja, ons mense gee baie aandag aan belangrike mense. Almal sien die begaafdes raak, in die skool is dit die mense wat die pryse kry. En intussen is daar ander wat niemand van weet amper nie. En dis dan wanneer mense begin dink, maar ek wil soos daardie sportheld wees. Of kinders in baie ander omstandighede, ek wil 'n bendeleier wees, want ek is die man. Interessant hoe dat die statussimbole ook by hierdie mense na vore kom, nie waar nie. Daar's sekere groepe wat sê die soort skoene wat jy dra, dit maak van jou die man. Of die motor wat jy ry, dit moet 'n vinnige motor en baie duur wees. Ons sien dit by hoeveel sakemanne selfs. Jy bou jou selfbeeld op, want in jou hart is jy 'n eensame mens wat erkenning soek. En as ons hierdie soort vergelykings begin tref, is daar ook dalk een wat sê, en ons hoor dit by baie kinders, ek is ook maar uit 'n familie wat nie so belangrik is nie. My ouers het maar min om vir my te gee. My talentjies wat ek gekry het, is so karig. Nou sien ons Jesus wat uit vissermanne sy
volgelinge kies. Wat by tollenaars gaan sit. Wat weggejaag is deur die belangrike mense wat nie eens vir hom plek gehad het nie en hy in 'n stal moet gebore word. En dis na wie toe Jesus gekom het onder andere. Ja, hy het ook gekom vir die Fariseërs. Maar grootendeels wou hulle hom nie hê nie. En dan kan ons na die geslagsregister van Jesus kyk. Dit ken u seker. Daar was Tamar, oor die dag oor haar gepreek. Vrou wat hoerery bedryf het. Daar was Rahab, 'n prostituut. Ja, en dan was daar 'n koningsvrou, Batsheba. Maar sy word nie genoem omdat sy Dawid se vrou was om die belangrikheid uit te beeld nie, maar omdat Dawid selfs die koning na wie almal opgesien het, met Batsheba gesondig het. Dis vir wie Jesus Immanuel wil wees. Dis na wie toe hy kom. Nie vir die belangrike mense nie, maar vir die sondaar mense. En so kan ons voortgaan oor Jesus wat na ons toe gekom het. En miskien daarom was hy nooit tuis, of grootendeels nie tuis hier op aarde nie, en sê hy op 'n plek, die jakkalse het gate en die voëls het neste, maar die seun van die mens, God self, Immanuel, het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. By tollenaars en slegte vrouens het hy meer begrip gevind. Jesus het dwars deur die belangrike mense van sy tyd gekyk. Ons weet hoe hy die Fariseërs gekastei het. Omdat juis hulle wat herders moes wees vir die volk, 'n herder wat voorloop vir sy volk, wat hulle saggies lei, hoe dat hulle neergesien het op die volk. Die messiaanse gedagte was by die Jode, as die volk die wet hou soos ons dit hou, dan sal die Messias kom, maar hulle is so sleg. Hulle is glad nie soos ons nie, ons kan nie met hulle vergelyk word nie. Dis die tragedie van mense wat mens by mens moes wees, maar hulle was nie daar nie. En daarom kom Christus as God by ons. Miskien is jy iemand wat eenkant staan, ons ken elkeen ons sonde en ons weet hoe onbelangrik ons ook soms voel voor belangrike mense. Jesus het by so iemand gaan eet, Matteus die tollenaar. Ja, 'n ryk man, maar eensaam waarskynlik onder sy eie volksgenote, ons weet nie wie anders sy vriende was nie, waarskynlik mooi weers vriende, want hy het baie geld gehad. Op 'n ander keer het Jesus by 'n straatvrou gesit, wat hulle wou doodgooi met klippe, of 'n vrou wat in egbreek gevang is. Vir hulle, vir my, vir jou, wat elkeen ons sonde en swakheid ken, is Jesus gebore om daar te wees. Elke sondaar, ja, ook die belangrikes in die mense se oë, vir hulle het hy gekom, en hulle het hom net so nodig, al weet hulle dit nie. Ons weet hoe dat een van die teorieë hoekom Europa so goddeloos word, of sonder God probeer leef, is omdat hulle dink hulle het alles. Hulle het voorspoed, die staat sorg vir die meeste mense, en hulle het God nie meer nodig nie. En soms is dit juis die arme en die ellendige wat weet hy kan nie sonder God lewe nie. Maar vir almal is Jesus die verlosser. Ook vir hulle met hierdie duister hart wat dink hy het God nie nodig nie. Maar nou het ons ook gepraat van mense wat eenkant is, eensaam, verstote. En nou waarborg dit die feit dat ons Jesus volg en dat ons hom as verlosser ken, waarborg nie noodwendig dat ons status tussen ons vriende gaan verhoog nie.
Jesus was verguis gewees vir wat hy was. Ons jong mense ervaar soms, dis nie maklik om in die skool uit te staan vir Christus nie. Ek word gespot deur my vriende. Die dominees van destyds, die fariseërs, wou niks van Jesus weet nie. Hulle het met hom geraas oor hy by tollenaars en sondaars was. Het jy opgemerk toe Jesus in Johannes 7 staan daar dat Jesus wou opgaan na die loofhuttefees? Hoe dat sy eie broers met hom spot en dan sê hulle hierdie woorde: iemand wat belangrik wil wees of iemand wat deur die mense gesien wil word, gaan vroeg na sulke dinge toe. Jesus het mos aanvanklik gesê hy gaan nie soontoe nie, maar later het hy gegaan. En was die spot van sy eie familie. As jy belangrik wil wees, moet jy al lankal daar gewees het. Sien die mense se maatstawwe, selfs Jesus se eie familie. Om belangrik te wees is groter as om 'n dienskneg en 'n mens vir die mense te wees soos Jesus was, wat God se heerlikheid verlaat het en by ons kom woon het. En nou weet ons hoe dat die rolmodelle aan ons voorgehou word. Kyk maar elke tydskrif feitelik, die filmsterre. En nou sal ons kinders ook sê, maar ek wil so wees. En intussen gaan ons by die grootste verlosser vir ons sondes en uiteindelik van ons eensaamheid, gaan ons by hom verby. Ek het al baie ryk sakemanne hoor sê, ag nee wat, ek help nie armes nie, ek het self gewerk vir dit wat ek bereik het. Ek sorg net vir myself. Vers 21 sê waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom, Immanuel, omdat hy verlosser moet wees, om ons ook van ons eie waan, ons sonde en alles wat ons van God vervreem weg te hou. Daarvoor het hy in Getsemane gelei. Daarvoor het hy aan die kruis gesterf. Daarvoor het die profeet vir Maria gesê, daar sal 'n swaard deur jou hart gaan. Hy gaan nie op hierdie wêreld geëer wees vir wat hy is nie. Hoekom? Omdat hy my en jou wil kom aanneem op hierdie stukkende wêreld as kinders van die lewende God, nie meer die duiwel se kind nie. Op 'n keer het Jesus dit ook aan die belangrike mense van sy tyd gesê, toe hy by Matteus gaan eet het, die tollenaar, toe die fariseërs hom verwyk dat hy daar is, en wat sê hy dan? Die mense wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. Dis die tragedie. Mense dink hulle is gesond. Natuurlik was die fariseërs nie gesond nie, maar hulle het dit nie besef nie, en hulle wou dit nie besef nie. En daarom sê Jesus, maar nou is ek by die mense wat dit weet. Mense soos Matteus, wat sy sonde ken, wat uiteindelik die disipel geword het, die evangelis. As ons mooi kyk, sien ons ook by ryk en bekwame mense, hoe arm baie van hulle is. Ek sê nie, dis by almal nie. Besigheidsmense wat geld steel, jy sien gewoonlik hoe ry hy 'n baie spoggerige kar, woon in 'n huis wat min mense kan bekostig. Hoeveel lotto-wenners het alles verkwansel, want hulle wil vir mense wys wie hy is. Dis 'n eensaamheid wat jou verteer. Jy wil vir mense wys jy's beter as wat jy voor die Here is. En dis wat Jesus kom doen, het hy vir ons kom sê, julle is almal sondaars, ryk en arm. En vir jou het ek as verlosser gekom. Dis hoekom Jesus hier was. Ons wêreld sou beslis anders gewees het as elkeen dit uitlewe om 'n dankbaarheidslewe te lei omdat Jesus by verlos het. Jesus kan ons samelewing ook verlos van sonde en die gevolg van sonde.
ook vir ons samelewing wil hy Immanuel wees. En nou vir ons die vraag, glo jy in hierdie Jesus? Hy het die wêreld ingekom om by ons God te wees in al die omstandighede van jou lewe. Eensaamheid of vreugde of rykdom, wat jy ook al beleef, die holkol van 'n sonde lewe wat God nie ken nie, dit neem hy weg. En dit wil hy vir ons almal gee. Hy is by ons ter wille van ons sonde. By ons om ook hierdie wêreld van sy skewe waardes te verlos. En om elkeen van ons te laat weet, ek sal nooit weer alleen wees nie. Amen. Kom ons dank die Here nou. Hemelse Vader, ons weet dat ons ook maar meegesleur word deur alles wat vir die wêreld belangrik is. En dat ons so maklik vergeet wat ons as gelowiges besit in Christus Jesus. Dit was die hele doel waaroor U na die aarde gekom het. Gee dat ons dit nooit sal vergeet nie. En dat ons hierdie boodskap ook oor Kerstyd vir mense weer eens sal onderstreep. Die nederige krib beteken dat Immanuel onder ons almal wou wees, om ons almal van ons sonde te verlos. Gee dat baie dit ook in hierdie dae weer opnuut sal besef, of miskien vir die eerste keer hierdie blye boodskap mag hoor. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan die Here nou met ons gawes dien, en dan sing ons oor die getrouheid van die Here. Psalm 89, die eerste en tweede vers, en ons sing die kloeteberuiming.
Luister nou, as die Here u seën en gaan dan in vrede huis toe. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee.